Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Stepa, ek is Chantal en ja, hierdie week is dit koud in die Kaap gewees en jy wil net in die bed wees, maar as jy in 'n plek waar jy kan weet, nou so baie goed wat gebeur. Ons het laas week gepraat oor hoe die manne van Boas gesien het by die hek, wil ek amper sê, van die dorp in hoofstuk 4 van Rut, en hoe hulle vir hom sê, mag die vrou wat in jou huis kom praat van Rut, mag sy wees soos Rachel en Leah, wat they were the women that birthed the 12 nations of Israel, and they said, may she be like Rachel and Leah, that was kingdom builders and nation builders and nation establishers. Dit is wat hulle woorde was in Engels. In Afrikaans, mag sy wees soos Rachel en Leah wat nasies gebou het. My mens, dit is amper jou blessing. Dit wil gedoen wees, want hierdie vroue was hoog aangespreek. Ons het laas week daarna gekyk. Dan gaan hulle aan. Ons kyk na hoofstuk 4 van Rut en die hele jaar praat ons oor Rut. Ons tema vir die jaar by All Nations House of Glory Ministries in die Kaap is Rut. En so vir die laaste 5 maande, ons gaan weer in die 6de maand, het ons ook oor niks anders gepraat nie. Ons praat net oor Rut en it's amazing dat wanneer jy actually die boek begin bestudeer, hoe ons besef het, die boek mag miskien 4 hoofstukke het, maar eintlik het hy honderde hoofstukke, want daar so baie woord wat weggebeere is, wat soos 'n mystery is, 'n geheim hier tussen die boeke, en vir jou, as jy del, gaan jy dit kry. Die Here sal jou oë oopmaak, soos wat hy myne oopmaak, om te kan sien wat hy bedoel en wat hy sê vir ons deur die boek van Rut. En toe ek by die 4de hoofstuk kom, toe vra ek vir die Heilige Gees, hoekom noem hy die mense se name? Want onthou net, niks in die Bybel is sommer maar net geskrywe nie. Alles het 'n spesifieke rede. En hoe dieper ons as kinders van die Here in die woord van God kom, hoe meer besef ons die diepte van God se woord. En is waar wat apostel Paulus in Ephesians, hy sê in Ephesians 6 vers 18 en 19, hy sê, ek gaan Engels vertaal, hy sê, pray for me that the mysteries of the word will be unlocked and revealed unto me. Hy sê, bid vir my, pray for me that the word, die diepte, die geheimenisse, eintlik, dat die geheimenisse van die woord van God vir my kan lewendig word, dat dit vir my kan uitkom, dat ek dit kan kry in my diepte van my siel. En dis wat ek vandag vir jou vra. Kom ons bid dit. Kom ek en jy bid dit, Here, laat ek die diepte van die woord verstaan, dat ek breek vir my oop die geheimenisse van die woord, want dit is wat apostel Paulus sê in die boek van Ephesians. Hy sê, pray for me that the mysteries of the word will be revealed unto me. En dit is 'n gebed wat ek en jy elke dag moet hê, want wat ek nou besef het met die boek van Rut is, ek het gedink is 4 hoofstukke in Januarie maand. Ek het my laat gemaak, mense. Ek het my verby laat gemaak. Ek het, toe ek Januarie maand bid, toe vra ek, Here, maar Isa moet vir my iets sê, because ek het hierdie boek al gebid, ek het hierdie boek al gepreek, ek het al redelik in hierdie boek gekuier, en die Heilige Gees sê vir my, wanneer ek uit hierdie boek gaan vat, hierdie jaar,
sal jy nooit weer na die Bybel, nie Rut nie, na die Bybel die sal ek kykie. Kom ek sê vir julle mense, ons is in die 5de maand van hierdie jaar en kom ek sê vir julle, week by week het die Here vir ons openbaringskennis gegee. En kom ek sê vir jou, is goed wat jou ruggraat reg opstaan. Jy dink, jy meditate, jy wil amper sê is confused by tydplekke, want dit is overwhelming, dit is regtig, dit is overwhelming, want wat ek en jy kyk as net 'n blaai wat jy lees, of 'n hoofstuk wat jy lees, en soos wat ek in die kerk gesê het Sondag, dat ons kyk na Rut en ons dink, ag, is 'n man en 'n vrou en 'n skoonma, of 'n man en 'n vrou wat trou, en sy kom van iemand wat niks gehad het, en sy kom en ryk hom, en dit is baie groter as dit, my mens. As ons kyk na Naomi is Israel, Rut is the Gentile nation, en Boaz is the kinsman's redeemer, so Boaz represent vir Christus in hierdie hele boodskap, en so Christus bring in legitimize, die Engelse woord is legitimize, hy kom en hy maak, hy neem eienaarskap en hy bring die Gentiles, die verlore nasie, bring hy in en hy trou met haar en hy maak haar deel van die bloedlyn, en dit is ons het deel geword van die bloedlyn van Jesus, totdat hy sterwe en toe hy opstaan, toe hy sterf, toe sterf ons binne hom, toe hy opstaan, toe staan ons binne hom op, en dis hoekom Romeine sê, daar is geen Griek of Jood meer nie, ons almal nou is kinders van die Here. En dit is wat die Bybel sê, toe Jesus sterwe, toe skeur hy die veil in die tempel, en ons almal het access gekry. Dis nie nou net meer die hoëpriesters wat access het om na God se troon toe te gaan nie. Ons almal het access gekry deur wat Jesus gedoen het. En hierdie prentjie word geskets as 'n shadow in die Ou Testament in die boek van Rut. So jy kyk na Rut en jy kyk na 'n meisiekind, maar eintlik is dit baie dieper en baie groter as net 'n jong dame wat 'n weduwee is met haar skoonma, en hulle kom terug en hulle is amper vir sê verbitterd. Hulle is lost and without hope, en hulle kom terug, maar die Here reward Naomi se terugkom, en ons sien toe Boaz die amper sê die deal negotiate by die land negotiate by die at the gate of the city. Het die Bybel sê, het die een wat closer, nader was as Boaz aan Naomi, het hy gesê, kan die veld koop, maar kan nie met Rut trou nie. Ek het laas week genoem, want as hy die vir Rut trou, dan gaan hy sy eie erfdeel gaan hy in die wiele ry. So sê nee my mens, ek kan die veld koop, maar ek kan nie met Rut trou nie. So vat jy die veld en vat vir Rut, en Boaz het dit gedoen. So die manne wat saam met Boaz was om hierdie deals deur te sit, hulle is daar en hulle is letterlik 'n besigheidstransaksie by dierbare. Ons kyk daar so hoe dat die manne vir Boaz sien, hulle sê, mag sy vir jou wees soos Rachel en Lea, wat ons laas ek na gekyk het, wat die 12 stamme van Israel gebore het. Dan gaan hulle aan hulle sê, en mag sy wees soos Tamar, wat vir Juda, die seun Perez gebore het. Nou Perez, as jy kyk in die boek van Genesis, gaan jy sien dat Juda is een van die 12 stamme van Israel. Juda is een van die seuns van Jakob. En weet julle wat? As jy gaan lees 'n bietjie die Ou Testament, gaan lees 'n bietjie by Genesis. Ek dink is Genesis 38. Ek dink as jy deur die boek gaan jy sien die hele storie daar by 36, 37, 38, 39. Praat Genesis oor Joseph. Hulle praat oor Joseph was 'n gooi in die put deur sy broers het hom was jaloers op hom, hy het mos die drome gehad, asof hy die drome gehad het by homself. God het die drome vir hom gegee. Hy vertel dit aan sy pa, sy broers is jaloers. Hy gaan soek sy broers, sy pa sê vir hom, sy broers gaan soek, hulle moet huis toe kom. Hy kry nie vir hulle nie, 'n man kry hom langs die pad en sê vir hom, soek jou broers, en sê ja, die man point hom in die direksie van sy broers. Dit is 'n ander storie. Hy kom by sy broers sê vir hom, Joseph se broers, kom die dromer aan. Hulle gooi hom hulle ruk sy kleed af wat sy pa vir hom gemaak het. The coat of many colors. Hulle ruk dit af. Hulle gooi hom in die put. Daar kom 'n paar merchandisers verby wat nou pad is Egipte toe. Tel hom op, hulle sit hom in die merchandising trokkie en daar stuur hulle vir hom Egipte toe. Een van die broers sê, kom ons maak hom dood. Een van die broers, Simeon sê, nee, ons maak hom nie dood, dit bly nog ons broer. So hulle sit hom in die merchandise trok en hulle stuur vir hom nou Egipte toe. Eindelik, wat besig is om te gebeur, is exactly wat God vir Abraham gesê het in Genesis 15. So ons verstaan, die hele storie is besig om profeties uit te speel. Het lyk nie so nie, maar het is exactly so. Dan sien ons, Judah sê, ek kan nie met hierdie storiekies die mense, ek gaan nou verlaat. Judah is die eerste seun wat sy ouerhuis verlaat. Judah, na die hele storie, verlaat Judah vir die 12 seuns wat hy van die 12 wat hy van een is. Hy los hulle in die 11 bly oor. Nou moet jy weet, dis 12 stamme, die 12 seuns wat die 12 stamme is. Judah sê, ek kan nie, ek gaan nou trek. So Judah trek weg.
Joseph is op pad Egipte toe. Hulle vat vir Jacob, Joseph se bebloede kleed, om te sê, hy's dood, maar hy's nooit dood nie. So daai dag gaan daar nie 9 seuns, of nie 12 seuns huis toe nie, daar gaan 10 seuns huis toe. Want Judah het besluit, of miskien nie met die moment nie, maar in die tyd het hy besluit, ek gaan nie met hierdie ding deel nie, so hy gaan weg, Judah gaan weg, Joseph is op pad Egipte toe, en die 10 seuns gaan huis toe. So ons verstaan, jy moet gaan lees, is eintlik is merkwaardig, ek is seker baie van julle ken die storie. So hulle kom by die huis, en daai storie, nou tel hulle hom op in rit in, waar die man sê, mag sy vir jou wees, soos Tamar wat 'n seun by Judah gebore het. En hulle praat van Judah, wat een van die 12 stamme is van Israel, een van die 12 seuns is van Judah. So, hierdie Judah, as jy iemand onbekend nie, dit is een van die 12 stamme van Israel. Onthou dit, hierdie Judah is die een wat eintlik die bloedlyn, wat eintlik die een is wat Jesus deurgekom het. Judah het konings voorgebring. Hy het kinsmen's redeemers voorgebring. En dit is waar die woord kom, dat hy gaan wees, Jesus het gekom as 'n lam, but he's going to return as a lion roaring out of the tribe of Judah. Daai is die man van wie ons in praat, om die storie vir jou heeltemal groot prentjie by mekaar te trek, bitter vinnig. Dis Judah waarvan ons praat. Judah het 'n seun, 2 seuns gehad by sy skoondogter, waar hy 3 seuns gehad, en sy eerste seun het gesterwe, want hy het vir Tamar, die vrou se naam is Tamar, het hy onredelik behandel. Die tweede seun het dit nog hoors gehad, want hy wou nie vir haar kind gegee het nie, want as hy vir haar 'n kind gee, dan sou dit sy oudste broers na gewees het, volgens die Levitical wet. So hy sê nie, ek gaan dit nie gee nie, en God is displeased, en God maak hom dood. Dit is wat die Bybel sê. Die derde seun sê die pa Judah, ek gaan hom vir jou gee, maar jy moet dis 'n bietjie wag, gaan hy op pa se huis toe. Judah het nooit gedoen nie. Sy besluit in haar mind, Tamar in rit 4, besluit in haar mind, worry, ek gaan nie vir jou wag nie, ek moet kinders hê voor ek sterwe, so ek gaan vir jou, I'm gonna do something, so sy trek aan soos 'n tempelprostituut, gaan sit by die gate van die city, Judah kom in, want hy is besig om te rou oor sy vrou wat dood is, hy slaap met sy skoondogter, wat hy nie eens weet nie, want sy het 'n prostituut klere aan, so haar gesig is gecover, hy gaan met haar, hy gaan slaap met haar, en sy raak swanger met 'n tweeling. Dis die vrou van wie ons praat. Mag sy wees, mag Rut wees, soos Tamar, wat 'n seun die seun Perez by Judah gehad het. Dit is die vrou van wie hulle praat in die boek van Rut 4. So jy kyk na Rachel, na Lea, jy kyk na Tamar. Hierdie vrouens is prominent in die bloedlyn van Jesus. Die Rachel en Lea het die 12 stamme, ek het laas 'n statement gemaak en ek het gesê, dat die Ou Testament, die wortel omtrent van die Ou Testament wat God oor en oor besoek het, was die 12 stamme van Israel. Die belofte volk van God, die volk wie God so lief gehad het, die volk wat God vir Moses gered het by 'n brandende bos op die berg Sinai en gesê het, gaan haal my volk. Ons praat van hierdie mense dierbares. Ons praat van mense, die volk wat die Here ontneem en het gesê, wees vir my, ek wil met julle trou, ek wil met julle in eg kom, ek wil vir julle seën, ek wil vir julle die belofte bring, al daai goed, alles het dit gebeur, en hulle wou nie, hulle het afgode begin gedien, en hulle het net nie gedoen wat God wou hê nie, hulle wou net nie kom by die understanding, dat hulle, maar God is lief vir hulle, en God wil vir hulle die beste gee, hulle kon dit net nie sien nie, maar hierdie hele storie, en is 'n groot mense, ons sal seker tot 20 jaar van nou af praat net oor dit. Die bottom line wat ek op wil kom vandag is, die storie, die naam Tamar en Judah in die boek van Rut. Hierdie vrou, Tamar, boere by Judah, as sy en Judah het saamgeslaap, wat haar skoonpa is. Sy boere is 2 seuns met die naam van Sheraz en Perez. Sheraz was eers uit sy handjie uitgesteek op geboorte, die midwife sit 'n rooi bandjie om sy arm, hy trek sy arm terug want hy lê breech in die baren. Perez stoot hom weg en Perez bore. Die midwife, die voetvrou is die Afrikaanse woord, sê vir hom, toe sy hom vang, sê sy vir hom, what a breakthrough you have made for yourself. Sy sê vir hom, Jesus, maar jy is sterk, jy het deurgebreek, dis eintlik die direkte Afrikaanse vertaling, jy het deurgebreek uit die womb, jy het losgebreek, jy het uitgebreek, jy het losgekom, ek amper gesê, het vrygekom, hy kom deur, en sy vang hom, en sy is impressed met hom, want hy
Hy het vir homself 'n deurbraak gemaak. En uit daai seentjie uit word genoem, word gerekord en genoem en word reference gemaak van in die boek van Rut. Want uit daai seun, uit Juda, Perez, daarvanaf stam die bloedlyn van Jesus. So hierdie vrou Tamar, sy was sterk, sy het negotiate, sy wil nie 'n bok hê nie, sy wil sy seelring hê, sy wil sy staf hê, sy wil 'n koord hê, al die 3 goed beteken, het merkwaardige betekenis, en sy sê, maar ek gaan nie settle vir 'n goat nie, want sy weet, hierdie ding gaan terugkom na haar toe. So die storie eindig, eintlik merkwaardig, waar hierdie vrou she takes a stand for herself, en sy sê, ek gaan nie sterwe, sonder dat my baar 'n kind het nie, en God gee haar 2 seuns, 'n double portion, hy gee haar tweeling, en God is just blessed with her, and he blesses her, en die Here beskou dit, en gee dit aan haar toe, dat sy 'n seun word in die bloedlyn van Jesus. En as ons kyk na die vroue wat uit die Ou Testament het kom, na Eva, kyk ons na Sarah, ek praat om prominente name, Sarah, Rebecca, Rachel en Leah, Tamar, Rahab, die ma van Boaz, Ruth. Jy kyk, as jy nou kyk na die tydlyn toe, jy kyk na vroue wat gesê het, ek weier om net terug te staan, ek gaan move, ek gaan dinge doen, ek is in God het my in beheer gemaak, en ek gaan beheer neem, en die Here het hulle geseën, en dit het nie altyd maklik gegaan nie, dit het nie altyd lekker gegaan nie, daar was moeilike dae, daar was dae wat hulle wou miskien gesê het, ek wil handdoek ingooi, ek wil opgee, wat hulle het aanhouden. As jy dan kyk na die karakter van Tamar het gesê, ek weier om op te gee, ek weier om op te hou, ek weier dat my baar nie 'n kind gaan hê nie, nadat ek 2 keer getroud was, ek weier dat ek leeg sal sterwe, ek weier dat ek 'n nageslag het, ek weier dat ek 'n vrou is, maar ek gaan niks kan teruggee nie, ek weier dit, en sy maak 'n mind op, en sy beraam 'n plan by haarself, en sy slaap met haar skoonpa, en die skoonpa Judah sê vir, toe hy uitvind dit is sy kinders, to sê, you were more righteous to me than I was, want hy het vir aan die lyntjie gehou, het nooit vir die waarheid gepraat nie, hy het vir gesê, ek gaan my 3de seun vir jou gee, maar hy het al sy man gemaak en gesê, ek gedink, ek gaan nog nooit my 3de seun vir jou gee nie, want al my seuns sterf van by jou, so you can't actually blame the man as well, maar hy moes dan nooit 'n belofte gemaak het, wat hy nooit gehou het nie, en die Here het vir Tamar gebewaar, die Here toe hulle wil doodmaak, omdat sy swanger was, buite die eg, het sy 3 goed in haar hand, wat haar lewer het, sy het 'n ring, sy het 'n seelring, wat my mens, 'n seelring in back in the day, het jou deure in lande oopgemaak, my mens, vra maar van Nehemia. Sy het 'n koord wat deel is van die prayer shawl van Judah. Sy het sy staf, en as ek dink ek, sy staan in die plek waar hulle haar wil doodgooi, maar die staf praat al klaar profeties, in Psalm 23, wat Dawid sê, sy stok in my staf, die vertroos my, hy berei 'n tafel voor my, hier, in die teenwoordigheid van my vyande, van hulle wil haar doodgooi, hulle wil haar doodmaak, want sy is swanger, en sy getroud die, en dinge steen haar, maar die Here bewaar haar, maar die Here onskep, die Here bewaar haar, en die Here hou haar in haar hele dinge, en haar naam word genoem in Rut 4, en wat hulle eintlik sê, as hulle kyk na die name van die vrouens, Rachel, Leah, Tamar, hulle praat van vroue, wat Rachel was die een wat nie kon kinders kry nie, Leah was die een wat kon kinders kry, maar Leah was die een wat nie wat Jakob nie lief gehad het nie, waar hy weer vir Rachel, so daar's 'n mixture van gevoelens, en daar's 'n mixture van stories onder hierdie 3 vrouens, en hierdie 3 vrouens beteken lewe, hierdie 3 vrouens beteken families, het beteken nasies, het beteken vroue wat hulle minds opgemaak het, ek gaan dit no matter what, hierdie vroue was tenacious, hulle was vol, ek wil amper sê, vol van die vuur van die Heilige Gees, hulle het nie teruggestaan vir niks nie, and they moved forward, hulle het aanbeweeg, Rachel kon nie, God het eers haar womb opgemaak by die 2 seuns, sy was die ma van Joseph, sy was die gesê het, en die ma van Benjamin, so die was al 2 seuns wat sy regtig gebaar het, wat sy het aanhou probeer, en die Here het haar baar gevul met 2 seuns, een van die seuns wat Joseph was, wat ook 'n kinsman's redeemer was, wat die nasie van Israel gehelp het toe daar hongersnood was, hy het sy broers gered, hy het sy broers gehelp met sy pa, en sy pa het hom gesien, voordat hy gesterf het, die Bybel sê, dat hy maak sy
broers maak 'n belofte aan Josef en hulle sê vir hom, hy sê vir hulle, die dag as ek sterf, julle vat my bene uit Egipte uit. Dit maak nie saak of ek al dood is, want God, die God van Abraham en Isak, die God van ons pa het 'n belofte gemaak, uit hierdie land uit gaan hy ons bring, want hy gaan ons bring in ons eie land. En die Bybel sê, toe Moses en die volk uittrek daai aan, toe trek hulle met Josef se lijk uit Egipte uit. Wat 'n promise, wat 'n belofte, wat 'n mens, as ek dan dink jy, Here, maar U is 'n waarmaker van die woord. Hy gaan nie uit lewendig nie, maar die belofte is hy gaan uit, en het uitgegaan. Hy het sê vir hom, hy het die nasie van Israel, hy was 'n seën vir hulle, en alles wat God gesê het plaasgevind, miskien nie die manier hoe ons dink dit moet gebeur nie. Toe God vir Israel in Egipte bring, was Egipte nie die plek van slawerny op die tyd nie. Dit was nie 'n plek wat mense, Egipte was 'n well-flourished country. Die land was blessed, mense. In die tyd toe ek wil amper sê die eerste farao en Joseph daar was dit 'n geseënde land. As a matter of fact, Israel het gekom Egipte toe, omdat Egipte so geprosper het. En een van die redes was, omdat Joseph daar was. Die land het geprosper, omdat Joseph daar was. En God het hulle geseën. God het nie net vir Israel, maar God het ander lande ook geseën, as gevolg van dit wat God op Joseph geplaas het. Alhoewel hy ingegaan het in Egipte as 'n slaaf, het God hom opgelig, want hy het ingegaan as 'n slaaf, maar die Bybel sê, but he had the blessing of the Lord on him. Hy het die seën van die Here op hom gehad. Never mind hoe dit gelyk het. En dis wat ek vandag vir jou sê, my dierbare, hierdie mense wat genoem word in Rit 4, daar is so baie stories aan hulle connected, maar hulle het uitgehou en hulle het aangehou, en niks het hulle gestop om by die purpose van God te kom nie. Niks het hulle gestop om te kom by die plek van oorwinning nie. As iemand anders, as my naam in jou storie genoem word, dan moet hulle kan sê, julle, ek wil wees soos daai man, ek wil wees soos daai vrou, sy het X, Y en Z gedoen. Wanneer jou naam genoem word in iemand anders se storie, moet dit wees, want jy deursettingsvermoë gehad, jy het uithou vermoë gehad, jy het 'n hart gehad van stal, jy het deurgebreek, God het jou arms opgelig, God het jou bene sterk gemaak. Wanneer ons genoem word in iemand anders se storie, laat dit wees met sukses, laat dit wees met blydskap, laat dit wees 'n goeie fragrance wat jy afgee. Laat dit nie wees 'n storie wat ek wil amper sê, wat geen hoek het nie, of geen, dit is eintlik 'n sad story. Mag ons name nie in die konteks gebruik word nie. Mag ons name gebruik word waar mense sê, man, as ek aan die vrou dink, dan kry ek nuwe moed. As ek aan die man dink, dan koop ek. As ek aan die dink, as ek aan die persoon dink, dan kry ek geloof as ek dink hoe die persoon was. Dis waaroor hierdie mense se name genoem word. Van hulle het goed gedoen in die Bybel, wat die direksie van Jesus in lyn gebring het. Hierdie mense het die direksie van, ek wil amper sê, hulle was soos 'n plein wat gekom land het, sodat Jesus kan deurkom. Hulle was eintlik die mense wat die pad reguit gemaak het vir Jesus. Dit is eintlik wat was, want hierdie mense dra die bloedlyn van Jesus. So my dierbare, kom ek en jy kom by 'n plek waar ons 'n legacy los. Ons moet 'n legacy los. Jy moet iets agterlos in jou lewe. Wanneer mense van ons praat, kinders van die Here, dan moet hulle sê, nee man, hy mense het my geloof verbreek, my geloof versterk. As ek aan die vrou dink, nee, voel ek om die Here te dien, man. As ek aan die persoon dink, as ek aan die man dink, dan sê ek vir myself, staan op, ek moet opstaan en ek moet nuwe moed kry, want as God het vir hom kan gedoen het, my dierbare, dan moet God het vir my kan doen, as ek aan hom vertrou, soos wat hy, kom ek en jy, kom in 'n plek en waar ons name genoem word met with greatness. Mense moet kan met lof praat met ons, alhoewel jy deur die vuur gekom het, alhoewel dit moeilik gegaan het, alhoewel die storm op jou was, alhoewel jy in die woestyn was, kom uit met 'n getuienis. Mag die Here jou seën, ek glo jy was geseënd. Mag die Here jou seën, ons op dieselfde plek, selfde tyd volgende week. Die Here seën jou.